Goeiedag gemeente en baie welkom by ons aanlyn erediens. Dit is vir ons verskriklik lekker om julle te kan verwelkom en ook op hierdie platform julle te kan bedien ook met die woord van die Here. Nou ons is 'n gemeente hier by NG Gemeente Jeffreys Bay wat ons visie is om golwe van liefde en lig vir 'n wêreld in nood te wees. En ons is so opgewonde om deel te wees van hierdie samelewing waar ons onsself bevind en dalk nou ook verder daar waar jy ook al is. En mag dit ook vir jou deel wees van jou hart om regte golwe van liefde en lig te wees daar waar jy ook al kom. Nou gemeente, in hierdie tyd is ons ook in lydenstyd in die kerkjaar en ons word so 'n bietjie bewus van dinge wat ook swaar is in die lewe. En dit kan wees persoonlik, maar dit kan ook net wees dinge wat rondom ons gebeur. En ons wil jou vanoggend of vandag ook uitnooi om saam met ons ook met verontmoediging na die Here toe te gaan en regtig ook hierdie goeders by sy voete te kom neerlê. In ons eredienste het ons 'n gebruik dan wat ons mense vorentoe nooi om kaartjies in te skryf en op 'n manier wil ons jou ook nooi om daaraan deel te neem. Jy kan op verskillende maniere, al is dit net om dit op 'n kaartjie te skryf, in jou Bybel te sit en vir die Here te sê, Here, hierdie is die goeders wat my op hierdie stadium ook bekommerd maak in die samelewing, vir my persoonlik, maar ook dit wat ek sien. En ons bring ons dit na die Here toe, met die idee ook en die belewenis van 'n tydperk wanneer die hoop dalk amper min raak. En soos my kollegas ons altyd herinner, weet ons in dit leef ons altyd aan die ander kant van die kruis, so ons eindig nooit daar nie, maar ons gebruik hierdie geleentheid om ook bewus te raak van die swaar kry en die seer in die samelewing, en juist die rede vir waarvoor ons verlosser gesterf het. So ek wil graag vir ons hierdie teks lees wat die reeks is waarmee ons ook besig is van leef, lig en wees lig. Hierdie gefokuste teks, en ek gaan dit vir ons in die Engels lees vandag, ons wissel dit bietjie af, van Matteus 11 vers 28 tot 30, wat uit die Message vertaling uitkom. En op hierdie manier wil ek jou uitnooi. Maak jou oë toe, sit hierdie bekommernisse wat in jou hart is, dalk op 'n pen neer of papier neer en luister na hierdie woorde en kom ons gee dit dan ook so oor aan die Here wanneer ons hierdie woorde weer hoor. Kom ons lees saam. Hier kom Jesus en hy vra eintlik hierdie vraag. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Here God, vanoggend of hierdie geleentheid wat ons hier het, is weer een spesiaal en kosbaar, as ons na hierdie woorde kan luister. Here, dat U ons uitnooi om regtig by U voete te kom neerlê en al ons bekommernisse en dit wat vir ons swaar is in die lewe regtig na U toe te kan bring. Ja, Here, in hierdie reeks is ons opgewonde om te leer oor hoe om lig te leef en lig te wees. En ja, Here, gereed om hierdie lewe voluit aan te pak en 'n verskil te maak daar waar ons kom. Maar Here, soms moet ons ook stil word en erns maak met dinge wat ons pla. Here, en mag vandag weer eens so geleentheid wees waar ons hierdie dinge na U toe kan bring en hierdie geleentheid kan gebruik om regtig ook, ja Here, versterk te word deur die woord, versterk te word deur die Gees. Ja Here, dit wat U ook vir ons kom leer vandag vanuit die woord, mag dit vir ons kosbaar wees. Here, en mag dit ook vir ons lewe bring. Ja Here, mag dit waarlik vir ons lewe bring. Amen. Ek groet jou ook vandag en sê vir jou genade en vrede vir jou, en is van God ons Vader, die Here Jesus Christus, en ons beleef dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek hoop regtig dat waar ook al jy is, jy hierdie seëning sal beleef, en ook mag hierdie boodskap vandag vir jou iets waardevols beteken en jou help groei in jou verhouding met ons lewende God. Nou die vraag waarmee ons die heeltyd besig is in hierdie reeks van leef lig en wees lig, of dit wat ons eintlik ontdek het en hoe ons as kollegas heeltyd met mekaar praat en as kantoor hier en mense wat ons ontmoet en afsprake wat ons het,
kom ons die laaste tyd agter dat mense regtig vasgevang is in verskillende aspekte van die lewe. Dat ons, ek wil amper sê, hierdie kettinge het wat ons vashou, wat maak dat ons sukkel om die lewe voluit te kan leef aan die een kant, maar dat ons soms voel net, maar is hulpeloos of hopeloos, en ons wil opgee, en ons is moedeloos op baie punte. Ek stap 'n pad met 'n paar jong mense, wat regtig net ook vir my sê, maar ek is moedeloos, ek verstaan nie meer altyd wat se kant toe nie, ek weet nie wat se rede is vir hoekom hierdie goeters gebeur nie, iets hou my vas, ek sukkel om in die oggende op te staan, en ja, ek hoop regtig dat hierdie reeks ons help om iets te oorkom wat maak dat ons regtig kan lewe. Want ons het 'n God wat vir ons lief is, en soos die tema vandag sê, hy bring lewe. Nou, met hierdie vasgevangheid is die vraag dan vanoggend, hoe kom ons los daarvan? En ek dink dis 'n belangrike vraag wat ons gereeld vir onsself moet afvra. Hoe kom ons los van hierdie dinge van hierdie wêreld wat ons vashou, die verwagtinge wat hierdie wêreld het, wat ons weet eintlik maar tot die dood toe lei, né? Daai teks wat vir ons sê, moenie skat hier op aarde bymekaar maak, wil mot en roest, dit verniel en vernietig, en waar dit maar net vergaan nie. En mag ons lewens ook nooit so verganklik wees, dat dit maar net lewe vir hier en die nou, wat eintlik geen sin en betekenis het nie. So kom ons gaan kyk vanoggend na 'n storie en na 'n teksgedeelte uit Romeine 4 uit. Jy is welkom om daar oop te maak. Ons gaan lees vanaf vers 13. As jy jou Bybel het, asseblief lees. Dit sal ook op die skerm so verskyn wat jy kan saam volg. Maar hierdie storie van Abraham, wat ook in 'n hopelose, moedelose situasie op 'n stadium was, en hoe God ingetree het ook in dit. So kom ons gaan lees, dan kyk ons weer eens na wat daar gebeur het. Ek lees vir ons vanaf vers 13. Die opskrif daar, wat beloof is, word deur die geloof verkry. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Die wet bring juis die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, die Israeliete of die Jode nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal. Soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God, in wie hy geglo het. God, wat dooies lewend maak, en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring, deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en toe die vader van baie nasies geword volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. Al was hy 100 jaar en als het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net terwille van hom opgeteken nie, maar ook terwille van ons wat vrygespreek sal word. Ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. In hierdie storie hoor ons weer, en ons ken die storie dalk van Abraham en sy pad saam met die Here, maar hoor ons weer hoe daar iets baie spesifiek is wat gemaak het, dat hierdie belofte wat God aan hom gemaak het, 'n realiteit in sy lewe is. Dat dit nie iets is wat hy voor gewerk het nie, dis nie iets wat hy verdien het nie, maar dit is iets wat God gedoen het, en wat gemaak het, en wat op die einde van die dag gemaak het, dat hierdie belofte vir hom 'n realiteit word in sy lewe.
En dit is natuurlik geloof. Nou as ons gaan kyk na hierdie teks, dan word hier so baie gepraat van die gedagtes van wat geloof bring en hoe geloof ons eintlik deel maak van die beloftes van God. Geloof is half hierdie brug wat ons oortree om by God se beloftes dan te kan uitkom. Nou, in hierdie teks lees ons ook van 'n baie belangrike woord en dit is die woord vryspraak. In ander woorde, Abraham was op 'n manier vrygespreek van iets. Nou, hierdie geloof het hom losgemaak van iets of van iets anders en dit het hom binne in dit wat die Here vir hom beloof het ingemessel en gesê, maar hierdie is nou my lewe. Selfs in tye wanneer dit dalk moedeloos was in sy situasie waar God vir hom hierdie belofte gemaak het van hy gaan hierdie groot nasie wees, het hy nie opgehou twyfel, of het hy nie opgehou glo in dit wat die Here vir hom beloof het nie. Ek dink daar was tye, en as jy Abraham se storie ken, daar's tye wat dit moeilik was, want hy het selfs so 'n bietjie eie planne gemaak, hulle raak oud en hulle kry nie kinders nie, en natuurlik het hy en Sarah vir mekaar gesê, maar kom ons vat dan ook ons slavin, en ons laat Abraham by haar slaap, sodat sy vir hom 'n kind kan gee, sodat sy nageslag kan groei, en ons weet wat die probleme ook daarby is, maar ek wil amper sê, Abraham is nie perfek nie, ons moet dit mooi verstaan, maar tog ten spyte daarvan, hou God by sy belofte. Nou wat is die vraag vir ons vandag? Ek dink is hierdie twee konsepte, en dis vir ons vreemd, want op 'n manier is dit belangrik om te verstaan, Abraham is vrygespreek as gevolg van sy geloof, en dit het hom gehelp om dan binne in hierdie belofte van wat God vir hom gegee het, nie wat hy verdien het nie, maar wat God vir hom gegee het, te kan leef. Ek wil ons vir 'n oomblik kyk net weer eens na wat was daai belofte wat God gemaak het. So lees saam met my daar uit Genesis 12, ek lees sommer daar vanaf vers 1. Toe God vir Abraham geroep het en hy eerste keer hierdie belofte aan hom gemaak het. Vers 1, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. Nou hierdie is 'n ongelooflike groot belofte. En wat eintlik opvallend is daarso in vers 16 van die teks wat ons oorspronklik gelees het, kom help dit ons om te verstaan, maar ons kan deel wees van hierdie belofte. Ons kan op 'n manier deur die geloof ook deel wees van wat God hier beloof het. Ek wil hê ons moet mooi gaan kyk na wat is hier beloof. Wat het hier gebeur met hierdie belofte wat God gemaak het? Eerstens, God het vir hom gesê, trek uit jou land uit. Met ander woorde, op 'n manier, gaan weg van mense wat 'n invloed op jou lewe kan hê. Ek stap hierdie pad gereeld saam met ons belydennisklas in die gemeente, en hierdie is vir my een van die verskriklike belangrike goeders van ons geloofslewe, met die verbond en alles wat ons hierdie groot belofte wat die Here vir ons maak om binne in dit te kan leef, is waar God vir Abraham hier roep en sê, trek weg van jou mense af, die mense wat jy moet beïnvloed, sodat ek die enigste invloed in jou lewe kan wees. En Abraham kan dit doen. Hy kan daai stap neem, hy kan weggaan van sy mense af en sê, maar ek verloor dan nou al daai hulp, en hulle samelewing was dit nogal so 'n belangrike ding, dat familie en mense het mekaar gehelp om te funksioneer in die lewe, maar so ek gee al daai goeders op, en ek gaan net op die Here vertrou. En dan is dit baie mooi om te sien, of baie belangrik om dan te lees, dat die Here dan hierdie belofte aan kom maak, en daai woordjie in daai vers 2 van Genesis 12 sê so mooi die woordjie ek, dis God wat hier praat, né? God sê vir hom, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en 'n man van groot betekenis maak. Met ander woorde, die Here sê vir hom, ek sal vir jou 'n naam gee. Abraham vertrou vir God, en hou vas aan hierdie belofte, en het hierdie stap geneem, en soos vir daai teks in Romeine dan vir ons sê, nie omdat hy dit verdien het, of uit sy eie mag, of omdat hy die Here se arm wou draai, sodat die Here nou hom sal seën nie, maar hy het dit gedoen vanuit geloof. En geloof
is 'n groot stap. Dit is daai tree wat ek gee, wat ek nie altyd seker is van presies wat gebeur nie. Hebreërs 11 vers 1 help ons hiermee. Hy sê geloof is om seker te wees van die dinge wat ek hoop. Ek het hierdie verwagting, ek hoop hierdie ding, maar daar's iets van 'n sekerheid van ek kan hierdie tree gee want ek hoop dat die realiteit van wat daar gebeur sal waar wees. En dan ook om oortuig te wees van die dinge wat ek nie kan sien nie. Nou hierdie geloof is om eintlik dan so vashou, so 'n stuk vertroue te hê, al sien ek nie goeders nie, en al is ek nie presies, is dit al vir my uitgespel en duidelik en kan ek die planne maak nie, maar ek kan daai stap in sekerheid neem. En wat doen ons wanneer ons dan God vertrou in ons geloof? Wat het Abraham aan vasgehou? Abraham het vasgehou aan God. Hy het God vertrou dat dit wat God vir hom gesê het waar sal word en dat hy binne in dit dan kan lewe. Nou, hierdie is so belangrik vir my en jou vandag. En daarom word hierdie woord vryspraak aan dit gekoppel. Ek en jy het nodig om soos Abraham op God te vertrou sodat ons vrygespreek kan word en losgebreek kan word van die verwagtinge van hierdie wêreld. En dit beteken dat ons vrygespreek moet word van die invloede van die wêreld. Nee, net soos Abraham wegtrek weg van sy mense of moet trek, so wil God ons nader bring aan hom en sê maar moenie meer luister na die invloede van hierdie wêreld nie. Moenie meer volgens hulle standaarde leef nie. Wanneer jy hierdie geloofspad stap, wanneer jy geloofstree gee, dan sê jy eintlik vir die wêreld en die verwagtinge en ook jou eie ideale en verwagtinge en sê maar ek gee dit op. Ek gee oor en ek stap in hierdie belofte van wat God vir my gee. En wat is hierdie belofte? Hierdie belofte is dat God vir jou sin en betekenis gaan gee. Hierdie belofte is dat God vir jou 'n naam gaan gee, dat hy vir jou 'n nageslag gaan gee. Nou hierdie woorde is baie keer ook simbolies in ons lewe om te sê, maar God gaan vir ons sorg. Hy gaan een wees wat vir ons sin en betekenis gee, maar meer as dit, hy gaan ook vir ons 'n plek gee waar ons kan behoort. Hy gaan vir ons die een wees wat maak dat ons kan behoort aan iets groter as onsself. En natuurlik bring dit ons op die punt van lig leef, oorgegee om nie meer bekommerd te wees oor wat kan ek bereik in die lewe en hoe kan ek vir myself 'n naam gaan maak nie. Ek is vry van daai goed, ek hoef te beklei oor daai goeders nie. Ek kan saam met God leef. Nou is die groot vraag, hoe lyk 'n lewe saam met God? Hoe lyk dit as ons vir mekaar nou eerlik sê, maar ek tree nou hierdie geloofslewe, ek vat hierdie tree. Hoe leef ek dan nou in hierdie geloof? Eerstens belangrik, soos wat ons nou gereeld vir mekaar sê, en as ons na die teks van Romeine 4 gaan kyk, dan sien ons, maar Abraham het dit nie ontvang, omdat hy die regte dinge gedoen het nie. Abraham het dit nie ontvang, omdat hy 'n mooi, goeie lewe geleef het, en hy amper God se arm gedraai het, en sê, ek verdien dit nie. Wil julle hê ons met daai vers 1 tot 5, Romeine 4 vers 1 tot 5, lees dit net gewees saam met my, dit verduidelik iets daarvan mooi, weer eens net nog bietjie verder en bietjie dieper, wat eintlik vanuit hierdie identiteit kom, van hoe is hierdie geloofspad ook dan nou gestap, en wat beteken dit, hoe het hy dit verkry? Vers 1 wat kom en sê, wat moet ons nou sê, was die geval met ons stamvader Abraham. Paulus wat hierso skryf binne 'n breër konteks vir die gemeente in Rome wat vasgevang is in hierdie wêreld. Nee, hulle moet vrygespreek word van dit, en is hierdie dreigemente rondom hulle. Kan baie lank daaroor praat, maar wat kan hulle ook eintlik hier by Abraham leer? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar iets wat hom toekom. Nee, as ek werk daarvoor, dan verdien ek dit. In Abraham se geval was dit nie so nie. Maar die mens, vers 5, maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur die geloof. Nou hierdie vir ons mense is so moeilik vandag. Ons leef in 'n wêreld waar alles prestasie gedrewe is.
Ons moet hard werk sodat ons dinge kan bereik. En dit is waar en is goed, dit is deel van die, ek wil amper sê die vervloeking van hierdie wêreld, is ons gaan hard werk sodat ons kan eet, maar dit raak partykeer te veel. Dit raak partykeer daai punt waar dit is ons lewe. Dit is al wat ons wil doen. En ons sit al hierdie energie en hierdie tyd in hierdie ding in, en dan doen ons presies dieselfde met ons redding. Met hierdie vryspraak. Dan kom ons agter, maar hierdie is nie goed vir my nie. Ek wil nie hierdie lewe leef nie. Ek's vasgevang in hierdie goed. So wat gaan ek nou doen sodat ek los kan kom daarvan? Ek gaan harder bid. Ek gaan meer gereeld Bybel lees. Ek gaan kerk toe gaan. Dis nie geloof nie. Wanneer ons op 'n punt kom en ons gaan vir die Here wys hoe goed ons is, en dan Here kan ons hierdie goeders van U ontvang, dan het ons iets om op trots te wees. En hierdie teks help ons om te sê, maar van die begin af, van Abraham se tyd af, was dit nog nooit die ding nie. Ek en jy kan hoe hard probeer, ons gaan nooit kan verdien dat die Here vir ons hierdie goeders moet gee nie. Maar mense, uit die Here se genade, uit sy ongelooflike liefde, kom maak hy dit wat dood is, want al hierdie goed lei tot die dood, maak hy dit wat dood is, lewend, en al wat ek en jy moet doen, is ons moet dit ontvang. Dis hierdie ongelooflike ding van geloof. Geloof is om te sê, Here, ek verstaan nie, Here, ek het nie al die antwoorde nie, Here, ek ken nie alles nie, ek weet nie presies hoe hierdie lewe gaan lyk nie, maar Here, ek kan daai tree vat, ek vertrou U, dat ek nou saam met U kan leef. En dan kom die Here en hy kom maak ons vry. Hy het sy seun vir ons gegee sodat ons tot in ewigheid kan leef, dat ons saam met hom kan wees. Hy kom bring hierdie herstel tussen ons. Ons kan in verhouding tot God staan. En dan gebeur hierdie ongelooflike ding. Paulus praat hier in hoofstuk 4 baie sterk teenoor die wet, né? Mense het geglo hulle kan die wet onderhou, met ander woorde hulle kan half dit verdien. As hulle hierdie regte goeders doen, dan sal hulle hierdie pad, hierdie beloftes van die Here kan ontvang. Waar Paulus hier skryf en sê, maar selfs van Abraham se tyd het dit nooit oor dit gegaan nie. Het oor die geloof gegaan. Maar wat is die doel van die wet dan? Hoekom moet ons dan hierdie wet gehoorsaam? Julle sien wat geloof doen. En as in ons teksbespreking is dit nie so mooi gesê. Dit beweeg, die wet beweeg dan van dwang na drang. En kom ek verduidelik. Voorheen was ons gedwing om sekere goeders te doen en ons het maar net godsdienstig geleef. Ons het gesê om kerk toe te gaan en om Bybel te lees is maar iets wat ek moet doen. En dan probeer ek God se arm draai. Geloof is die aanvaarding van die Here het my uit genade vrygespreek. Dan kom transformeer iets binne in my. En dan ontwikkel ek hierdie drang om volgens die wet te leef. En dit is wat lewe bring. Die wet, ek sê altyd vir die belydenis, die woord Torah, wat eintlik nou 'n vertaling is van die wet in die Hebreëus, die regte vertaling daarvan is nie eintlik wet nie, die regte vertaling is eintlik 'n stuk onderrig of 'n stuk teaching, waar die Here vir ons kom en sê, maar hier gee ek vir julle die guidelines oor hoe om 'n goeie lewe te leef, hoe om 'n lewe van sin en betekenis te leef, leef binne in hierdie goed, en Jesus het dit mooi opgesom in 2 goed, gesê, eer jou Vader, wees lief vir hom, met jou hele verstand, met al jou gedagtes, al jou krag, en wees lief vir jou naaste soos jouself. Sy som dit op in hierdie goed, leef binne in hierdie guidelines, maak dit jou doel, nie uit dwang nie, nie sodat jy die Here se genade kan beleef, sodat jy vrygespreek kan word nie, maar ons ervaar dit, en ons leef binne in dit, want ons is vry. Dit word 'n drang, dit word hierdie ding van ek wil nou so leef, want ek besef en ek aanvaar die Here se genade, en ek besef dit is wat vir my goed is, ek hoef nie vir myself meer 'n naam te maak nie, hy gee vir my 'n naam, daai naam is Jesus Christus, in my lewe kom transformeer dit my, ek het niks meer nodig nie. Gemeente, ek dink, hierdie help ons om te verstaan wat dit beteken om werklik lig te leef. Is om regtig op hierdie punt te kom, sonder dat ons dit verdien, dankbaar op ons knieë te gaan en sê, Here, dankie vir die lewe wat U vir my gee. Dankie dat ek die wet kan gehoorsaam, nie omdat ek moet nie, maar Here, omdat U my verlos het. En U vir my sê en my help om te verstaan, maar hierdie is 'n goeie lewe.
Here, dankie daarvoor. Ek hoop regtig dat jy in hierdie tyd weer eens iets net besef, dat dit wat jou dring in die lewe, mag dit nooit uit jouself uitkom, mag jy nooit leef vir dit wat jy kan bereik in hierdie wêreld nie. Mag die Here jou kom vrymaak van die laste van hierdie lewe en vir jou 'n ware lewe bring. Dit waartoe ek geleef het was dood. Dit gaan uit, dit is niks werd nie. Daar gaan 'n tyd waar dit verbygaan, maar die Here bring vir jou lewe. En jy kan daarin vashou. Al wat jy nodig het is geloof. Ons het in die week vir mekaar gesê, geloof is iets wat ek, ja, ek ontvang dit. Ek ontvang dit van die Here. Dis 'n geskenk, dis 'n stuk genade wat ek kry. Maar ek neem dit en maak dit my eie. Dit word die rede vir my lewe. Dit word die bepaling van hoe ek my lewe aanpak. Want ek besef dat die Here vir my lief is en ek het niks meer as dit nodig nie. Kom ons bid saam. Here, as ons wil praat van lewe bring, is U die een wat die dooies opwek, wat dit wat nie 'n bestaan gehad nie, deur die woord tot stand bring. U skepend. Here, in ons lewe kan U dit wat vir ons dood is, dit wat ons voel, maar dit is nie die moeite werd nie, ons is eintlik net moedeloos en ons is moeg daarvoor, Here, U kan dit kom transformeer, U kan dit kom lewend maak. Here, dit gaan nooit lyk soos wat ons dink dit moet lyk nie. Dit gaan nooit op 'n punt wees waar ons hierdie idee en hierdie gedagtes het nie, maar Here, mag ons soos Abraham wegtrek van hierdie mense of hierdie wêreldse idees, hierdie gedagtes, selfs ons eie oor hoe ons lewe moet lyk sodat ons 'n goeie lewe kan leef, maar dat ons op U kan vertrou dan. Sê Here, U is die enigste invloed. Here, U is die een wat kom bepaal oor hoe 'n goeie lewe lyk. Here, U is die een wat vir ons kom insig gee van 'n gesonde lewe, goeie keuses, opregte lewe. Ag Here, en ons ontvang dit alleen deur die geloof. Here, ons maak dit ons eie sonder dat ons dit kan verstaan, nie omdat ons oulik is of omdat ons iets reg kry nie, maar Here, omdat U deur U oorvloedige genade vir ons so lief is, dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Here, in ons plek kom staan, ons regverdig maak voor God, sodat ons in verhouding met U kan staan en 'n volle lewe kan leef. Here, want U wil vir ons lewe gee. U het ons geskep, U het ons gemaak om te leef, nie om te sterf nie. Here, en dankie dat ons dit ook so kan aanvaar. En wanneer ons uitgaan in hierdie lewe, Here, mag ons ook binne in U wet leef. Mag ons deur die krag, Here, nie deur dwang nie, maar Here, deur drang, hierdie wet wat U vir ons gee, hierdie teaching wat U vir ons gee, hierdie stuk onderrig, Here, mag ons dit voluit uitleef, deur vir U lief te wees, 'n verhouding met U te hê, en dan terselfdertyd ook net so 'n verhouding met ons naaste te hê, 'n verskil te maak waar ons kom, Here, want dit is wat U van ons vra. Dis waartoe U ons roep. Here, dis hoe ons 'n seun is. Dis die belofte wat U aan Abraham gemaak het om ons deel te maak daarvan, sodat U hierdie wêreld kan seën. Mag dit so deel wees van ons lewe, dat ons ophou om vir onsself en aan die standaarde van hierdie wêreld te probeer vashou en te leef daarvolgens. Maar Here, mag U ons vryspreek deur die geloof, sodat ons kan ontdek wat is waarlik 'n goeie lewe. Amen. Ek wil julle regtig uitnooi om ook, as jy gebed nodig het, om dit in die vir ons deur te gee. Daar sal 'n e-posadres ook op die skerm nou binnekort verskyn waar jy dit kan stuur. Asseblief stuur vir ons die goeie saam. Ons wil graag hê dat julle voluit deel van hierdie gemeente kan wees. Ons sal met julle bid, ook in goeie tye, slegte tye, hoe ook al. Stuur vir ons hierdie goeders deur, dat ons ook saam met julle kan bly wees, opgewonde wees, of ook saam met julle kan treur en regtig ook kan instaan vir hierdie goed, dat ons saam met mekaar gemeente kan wees. Terselfdertyd wil ons ook dankie sê vir een en elkeen wat ook bydra tot hierdie bediening, waar ons regte golwe van liefde en lig kan wees. En as jy wil bydra, sal hier nou ook op die skerm geleentheid verskyn van hoe jy ook kan bydra, hoe jy hom kan inkoop in die bediening van hierdie gemeente. En ons sê regtig dankie vir een en elkeen ook daarvoor.
Laastens sal julle ook sien as jy wil weet wat gebeur in die gemeente met ons afkondigings, net na die dankoffergeleentheid sal daar dan ook ons afkondigingsskyfies verskyn waardeur jy kan kyk om seker te maak jy mis ook niks wat hier gebeur nie. Baie dankie vir 'n ongelooflike voorreg om ook so te kan bedien. Kom ons ontvang so die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by een en elkeen van ons wees en bly. Amen en amen. Mag julle 'n wonderlike en fantastiese dag hê.